Hallo en welkom by die derde en laaste dag van ons Chery nuwe energievoertuig reis vanaf Johannesburg deur na Port Elizabeth. Nou soos jy kan sien het ons lekker vroeg wakker geword om seker te maak ons kry al die lekker skote soos met die sonopkoms, maar vandag is ons besig met die laaste voertuig waarmee ons gaan ry, die Tiggo 7 plug-in hybrid electric vehicle. So, vandag is ons in Port Alfred en ons gaan al die pad ry tot in Port Elizabeth om ons reis te voltooi. So, jy sal my volgende keer sien in die kar waar ons so 'n bietjie verder kommentaar lewer oor die Tiggo 7 en 'n samevatting van ons reis wat ons gehad het. Die laaste model wat dan vir ons oorgebly het om te bestuur was die Tiggo 7. Met 'n beginprys van R600,000 vir die PHEV Plus model is die Tiggo 7 die goedkoopste, of sal ons liewer sê die minste duur model uit die 3 wat ons bestuur het. Soos die ander 2 modelle maak hy gebruik van 'n 1.5 liter 4-silinder turbo enjin gepaard met 'n 18.3 kWh battery om vir jou 265 kW en 530 Nm te verskaf. Wat interessant genoeg effe meer is as die Tiggo 8 bo hom. Chery beweer ook 'n gekombineerde ryafstand van 1200 km vir die Tiggo 7. So welkom hier agter die stuur van die Tiggo 7. Nou uit die 3 karre wat hier is hierdie die intree Tiggo kan ons dit noem. Natuurlik het jy die Tiggo 4 wat onder die Tiggo 7 sit, maar hierdie dink ek is 'n interessante proposisie. Ek het nie te lank terug met die binnebrand Tiggo 7 tyd spandeer nie. So dis interessant om daai vergelyking te tref tussen die hybride stelsel en die gewone engine. En ek dink die grootste ding wat vir my uitstaan is waar die gewone binnebrand engine dalk so 'n bietjie huiwerig is met die versneller kalibrasie soos wat ons nou lekker beestie vir ons kry. Vul die elektriese motor dit in. So jy het eintlik geen bewusheid grootendeels van wanneer die elektriese komponent inspring of dit die binnebrand engine is nie. Met dit gesê, glo ek neem jy dit die meeste waar in die 7. Met die 9 en die 8 het ek regtig geensins ervaar toe die engine en die elektriese motor nou plekke verwissel het nie. Ek neem dit definitief waar in die 7, maar ek dink die integrasie is baie goed met beide van hulle en ek dink dis wat vir my uitstaan vir al 3 karre, moet ek liewer sê. Die ander ding wat 'n mens regtig waarneem as jy nou vergelyk met die 8 en die 9 is nie die verskil in die vering. Die 8 en die 9 voel jy is baie meer gemaklik en die vering is nie so hard nie. Nie te sê dat die 7 harde vering het nie, maar dit is iets wat jy definitief waarneem as jy nou tussen die 3 modelle gespring het. 'n Ander ding wat vir my ook, ek verkies dit eintlik in die 7, is die uitleg van die skerms, die raakskerms wat jy het. Vir die 8 en die 9 moet ek liewer sê, het jy raakskerms wat soos een groot skerm so is, en ek verkies eintlik hierdie uitleg wat bietjie meer, ek weet nie, ergonomies glo ek is dit beter, of ek verkies dit sekerlik so. So ek dink dit is maar die grootste verskil, en natuurlik die 7 wat die kleinste kar fisies is. So as jy 'n gesin van 4 is, glo ek gaan jy baie gelukkig wees met hierdie Tiggo 7. So ons is nou goed op dreef na ons eindbestemming in Port Elizabeth. Dit is 160 km wat vir 'n dag vir ons voorlê. So, wanneer ek jou daar in Port Elizabeth kry, sal ek 'n bietjie van 'n samevatting gee van wat hierdie reis alles beteken, wat ons geleer het en wat dit vir jou as die eindverbruiker beteken. En so het ons die laaste paar kilometer voltooi na Port Elizabeth toe. Dit was 'n reis wat omtrent enige toestande na ons gegooi het wat 'n Suid-Afrikaanse roadtrip sou. So, hoe som ons hierdie nuwe energievoertuig reis op? Wel, hier is ons amptelik by ons eindbestemming in Port Elizabeth. Oor die 1000 km later het al ons 3 Chery voertuie ons veilig hierso aangebring. So kom ons vat so 'n bietjie van 'n samevatting van wat gebeur het en die doel van hierdie reis en wat dit vir jou beteken. Ek dink grootendeels hierdie hibriede voertuie is daar, veral nou deesdae met die brandstofpryse wat redelik hoog is en wat net al hoe hoër gaan, om so 'n bietjie verligting te bring. Ja, die voertuie is bietjie duurder, maar ek dink daai ekstra ryafstand wat 'n mens kry, natuurlik van die batterye wat daarbey kom, dink ek is dit 'n goeie rede om 'n hibriede voertuig soos die Tiggo 7, Tiggo 8 en Tiggo 9 te oorweeg. Ek dink 'n ander ding wat vir my baie uitstaan van die hibriede voertuie is net daai wrinkragvulling wat hy gee wanneer die binnebrand engine nie werk tot sy volle potensiaal, moet ek liewer sê. So ek dink as 'n mens verbyvat op die snelweg, dit gee mens net soveel selfvertroue om dit te doen. So, gaan maak gerus 'n draai by jou naaste Chery handelaar as jy 'n hibriede voertuig vir jouself wil ervaar. Ek dink jy gaan moontlik verbaas wees wat hy vir jou kan bied. Baie dankie dat jy saam gekyk het oor ons reis van Johannesburg tot in Port Elizabeth
En ons is weer binnekort hier saam met jou op Marula Media.